Môre, dis Dinsdag die 13de Januarie en ek hoop vanoggend begin jou dag stil en rustig. Maar dalk sit jy vandag met 'n gebed wat nog halfpad klaar is in jou hart. 'n Here help my, of 'n Here lei my, of net 'n sig wat jy nie mooi kan verduidelik nie. Vandag se teks is presies vir jou en dit begin met 'n groot verrassing. God se antwoord kan al op pad wees nog voor jy klaar gebid het. Vandag gaan ons aan in Genesis 24 vanaf vers 15 tot 18. En luister mooi na die eerste sin. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka uit. Dis amper asof die Here vir ons sê, kyk mooi, ek is nie laat nie, ek is presies. Die dienaar het pas vir leiding gebid. Hy staan by die put, daardie plek waar die dorp se lewe bymekaar kom. En nog voor sy laaste woord klaar is, kom die antwoord al nader. En kyk hoe God antwoord. Nie met 'n groot spektakel of 'n show nie, nie met 'n donderslag nie, maar met 'n meisie, met 'n kruik, op die regte tyd. Die skrif wys ons ook iets baie belangriks hier. God se leiding is nie net wie nie, maar ook hoe. Die dienaar hardloop haar tegemoet en vra net 'n eenvoudige ding. Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy sê, drink my Heer. En sy laat gou haar kruik sak en laat hom drink. Daardie gou is nie net 'n detail nie. Dis 'n venster wat haar hart wys. Nou die woord gou in die stuk in Hebreëus is mahar. Dit beteken gou sonder uitstel. Dis nie 'n gejaagdheid nie, dis 'n bereidwilligheid. Dis nie traag nie, dis nie môre is nog 'n dag nie. Dis 'n diensbare ja in die oomblik. Dis 'n hart wat nie terughou nie. En dis hoekom hierdie gedeelte so sterk is. God se leiding wys dikwels in karakter, nie in geraas nie. Partykeer soek ons 'n groot teken, maar die Here wys vir jou hart. Hy wys vir jou hoe iemand dien, hoe iemand reageer, hoe iemand optree wanneer niemand kyk nie. En nou word dit ons brood vir die dag. As jy bid en jy voel jy wag, moenie paniekbevange raak nie. Moenie jaag nie. Moenie die Here vooruit hardloop nie. Doen net die volgende regte ding en kyk vir God se vrede en vir God se wysheid. Want God kan reeds besig wees nog voor jy klaar praat. En dan wys dit alles na Jesus toe. Want die grootste antwoord wat God ooit gestuur het nie gekom as 'n teken in die lug nie. Hy het gekom as persoon, Jesus Christus. Hy het na ons toe gekom toe ons nog ver was. Hy het na die kruis toe gegaan om ons skuld te dra. Hy het opgestaan sodat ons nie net lyding kry nie, maar ook redding. 'n Nuwe begin en 'n nuwe hart. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U nie laat is nie. Dankie dat U reeds werk, selfs wanneer ons dit nog nie sien nie. Here, vergewe ons waar ons jaag en op ons eie insig steun. Maak ons harte sag en diensbaar en help ons om vandag gehoorsaam te wees in die klein dinge. Dankie Jesus dat U gekom het om te red en wat vir ons 'n nuwe lewe oopmaak. Heilige Gees, lei ons in die waarheid vandag en gee ons vrede om te wag en geloof om te stap. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in U genade. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy red en hy gee 'n nuwe begin. As jy hom ken, rus in sy genade. God was al klaar op pad. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.